Vergifnis is altyd een van die moeilikste goed in die lewe om oor te praat. En die rede daarvoor is dat vergifnis is nodig omdat daar onreg was, omdat daar pyn was, omdat jy seer gekry het, omdat iemand jou te nagekom het. Daarom moet jy vergewe. En dit maak dit baie moeilik en baie ingewikkeld, baie swaar en baie sleg partykeer. Maar ek wil nou jou help vandag om vir jou te sê wat vergifnis nie is nie. It is not feeling good about horrible things. Dis die woorde van die bekende John Piper. Kom ek lees dit weer vir jou. It is not feeling good about horrible things. So die oomblik wat jy kies om iemand te vergewe, wat jy iemand vryspreek, sê jy nie die horrible goed wat jy my aangedoen het is eintlik reg en goed en okay nie. Jy sit nie 'n regmerkie agter die horrible things nie. Dit is nie vergifnis nie. Alles is nie noodwendig opgelos en okay daarna nie. Dit beteken nie 'n verhouding is 100% onmiddellik herstel as jy kies om iemand te vergewe nie. Jy hoef dalk nooit weer hierdie persoon naby aan jou toe te laat nie. Maar jy het nog steeds vergewe. Jy het nog steeds hierdie onreg laat gaan. So alles is nie noodwendig opgelos en okay nie. En dan is nie iets wat jy hoef te doen nie. Nee, laat toe dat die Here dit deur jou doen. Vergifnis is soveel makliker as jy besef, weet jy, dis eintlik God se werk. Hoekom? Wie het my eerste lief gehad? Wie het my eerste vergewe? God self. God self. Hy demonstreer genade en vergifnis aan my wat dit nie verdien nie. En daaruit sê hy vir my, en nou gaan hy my help om ander mense te vergewe. So wat is vergifnis wel? Dit is om 'n rekord skoon te vee, om skuld af te los, my skuld wat Jesus afgelos het, my sonde rekord wat hy skoon gevee het. Kom ons doen dit vir ander. En partykeer is dit so pynlik en so moeilik. Weet jy wat? Kry professionele hulp. Gaan sien iemand wat jou kan help, maar kom vry van bitterheid en wraak. Jy maak net jouself ongelukkig en jy ontstel net jouself. Vergifnis maak jou vry. Lekker dag verder.